So baie van ons kyk na hierdie tyd van die jaar en dink, dis miskien 'n goeie tyd om te doen wat ek nog nooit kon doen of nog nooit kon regkry. 'n Nuwe tyd in my lewe, die tyd om die stof van die ou jaar van die voete af te skud. En daarom sit baie van ons ook hier, die Iwe ook met nuwejaarsvoornemens. En daar is eintlik iemand wat sê, die nuwejaarvoornemens wat ons maar met almal deel, is die waar ons nie regtig ernstig is nie. Die ware nuwejaarsvoornemens maak ons net vas met 'n binnestemmetjie. Want wie wil nou hê iemand anderster moet jou vordering dophou, terwyl jy besig is met iets wat eintlik moet gebeur. Maar is daar tyd van die jaar, in Januarie het sy eie woordeskat. Ewe skielik praat ons van 'n krag en 'n entoesiasme waarmee ons dinge hierdie jaar gaan aanpak wat dit anders gaan maak as die vorige jare. Miskien dinge wat ek nog altyd wou doen, miskien 'n bucket list, miskien iets wat ek nog nooit kon regkry nie en graag wil slaag. En saam met die krag en entoesiasme praat ons van woorde soos verandering, of aanpassing, of verbetering, of nuwe fase, of uitdagings. Want 'n nuwe jaar bring altyd verandering. Ons kinders gaan na 'n nuwe skoolstanderd toe. Van ons kinders gaan skool toe. Van ons kinders maak klaar met skool en begin 'n nuwe fase. Van ons begin dalk 'n nuwe werk. Van ons begin 'n nuwe pos in 'n nuwe werk. Van ons het verhuis en begin ons jaar in 'n nuwe tuiste. 'n Nuwe fase. Iemand beskryf dit baie mooi. Elke jaar het sy eie ritme. En elke nuwe jaar bring sy eie nuwe ritme. En party van ons maak hierdie nuwe ritme baie opgewonde, want ek kan nie wag nie. Hierdie dinge wat ek gaan aanpak, die dinge wat gaan gebeur, ek wil my hande vuil kry. Vir ander van ons is dit eintlik traumaties en eintlik vreeswekkend. Want nie almal hou van verandering nie. Om weer die beeld van die ritme te gebruik. Ons is dikwels gemaklik met die ou ritmes, want ons ken die danspassies. Ons is vertrou daarmee. Dit laat my sekuur voel en geborge. Ek voel, ek kan dit vertrou, ek is gemaklik daarmee. Maar nou kom Jesus en in Lukas 5 verander hy die ritme. Dis eintlik wat hy doen. En daar is 'n goeie rede hoekom ek dit so sê. Op daardie dag gebeur daar twee dinge wat eintlik heeltemal onvanpas was. Op 'n vasdag eet Jesus en sy disippels by Levi die tollenaar. 'n Klein kort sinnetjie, twee groot foute wat hy maak in die mense se oë. Want vir die Fariseërs en die Jode was die vasdae baie belangrik. Dit was op die einde belangriker om te vas as om voor God te vas. En hierdie ouens het allerhande reëls en regulasies gehad, sodat almal tog kan sien, ek vas. Want met vas het jy die skape van die bokke geskei, die ouens wat langs die pad afgeval het, en ek sou ook nie 'n groot vaster kon wees nie. Maar as jy gevas het en almal het gesien, het hulle jou as godsdienstig en hoogheilig geag. En nou kom Jesus, en op een van hulle vasdae hou hy 'n feesmaal. Hy eet nie skelm onder 'n boom waar niemand hom kan sien nie. Hy hou 'n feesmaal in wie se huis? Levi, die tollenaar. Praat van meng jou met die semels en die varke vreet vir jou op. Tollenaars was in daardie tyd die skuim van die aarde, want dit was mense, gewone Jode, wat kop en een mis was met die Romeine, wat geld ingesamel het vir die keiser en altyd so bietjie vir hulle self teruggehou het. As jy 'n tollenaar gesien het, wou jy hom met jou donkie doodry.
Tollenaars was gehate mense. Tollenaars was mense wat nooit welkom was nie. Tollenaars was mense wat jy nie wou ken nie. En hier kom Jesus en op 'n vasdag hou hy 'n fees en leef in die tollenaarshuis en daar is nog, sê die Bybel, nog tollenaars en ander mense by betrokke. Twee groot probleme vir mense met bekende ritmes. Vir die fariseërs wat die gitaar slaan daar. Want die Here kom en hy verander die ritme. Nou een van twee goed moes gebeur hier. Of die Here moes tot inkeer gekom het. En besef het, maar jy kan nie karring nie, jy kan nie torring nie, jy kan nie nou aan hierdie goed verander nie, jy gaan moeilikheid maak. En party van hierdie ouens wil hê dit moet gebeur, want Jesus is 'n rabbi, en 'n rabbi behoort al die reëls te ken, en jy torring nie aan goed wat nie gebreek is nie. Dit gaan nie gebeur nie. Of die fariseërs en die skrifgeleerdes moes verander. Moes by die nuwe ritme aanpas. En ek en jy weet vanaand, dit het ook nie gebeur nie. Want hier kom Jesus, en hy praat met mense, gewone mense, terwyl die fariseërs en die sadduseërs, met hulle rituele, hulle gebruike, hulle gewoontes, hulle wette, woedend eenkant staan, arms gevou. Bid jou, sien hierdie toneel raak, die feesmaal gaan aan, en teen die mure, met hulle arms gevou staan die vastendes. Net om 'n punt te maak. Wat wil ek vanaand vir jou sê? Jy aanbid 'n Here wat voortdurend veranderinge bring. Jy aanbid 'n Here wat groter is as gebruike, gewoontes, wette en rituele. En 'n mens kan in hierdie oomblik sien, die Here bring toe verandering op twee vlakke. Aan die een kant bring hy verandering in verhoudings. Jy het in daardie tyd nie met tollenaars gemeng nie. Jy het nie met sondaars gepraat nie. Wat doen die Here? Hy raak aan malaatses. Vroeger in die hoofstuk doen hy dit. Lukas 5 vers 13. Hy vat aan 'n malaatse en hy maak homself eintlik onrein volgens hulle wette. Hy praat met straatvrouens. Hy stop by blindes en mense het gedink blindes se sig is weg omdat hulle gestraf word vir iets wat hulle gedoen het. En hy kuier en hy vier fees saam met tollenaars. Maar dis waar die veranderinge kom. Die Here begin by hierdie mense met wie hy eintlik nie 'n verhouding mag hê nie. En hy gaan na hulle toe. En dan op 'n tweede plek begin hy ook met 'n verandering. Hy verander die gebruike. Lukas 6, die hoofstuk net hierna, gaan hy weer en hy pluk koring op die Sabbatdag. Lukas 11 weier hy om hande te was voordat hulle eet en die fariseërs is van vooraf woende. En dan kom die besef. Jesus is sinoniem met verandering. Die Here bring verandering. Nuwe geleenthede. Nuwe lewe. Nuwe ritme. Kyk maar wat ons was voordat hy gekom het. Kyk hoe jy die aarde beskryf. Kyk hoe die verhouding tussen mens en God beskryf. Voordat Jesus gekom het, in 'n krib gelê het, sy lewe gegee het, opgestaan het en sy Heilige Gees gegee het. En om hierdie verandering te verduidelik, kom die Here dan, soos wat net hy kan, en hy gebruik twee beelde. Die eerste een is baie bekend. Elkeen van ons het al 'n kledingstuk gehad, waarvan jy nie ontslae wou raak nie. Het jy agtergekom is eintlik baie wreed. Die oomblik as 'n ding lekker begin dra, dan kry hy 'n gat in, is dit nie? Kyk maar 'n bietjie. En dan probeer 'n mens planne maak. Jy is eintlik spyt jy het toentertyd nie 2 gekoop of 3 gekoop nie. Maar wie het nou ooit gedink hierdie ding gaan so lekker dra?
Maar hoe meer jy probeer om hierdie ding reg te maak met nuwe lap, hoe groter is die flop. Hoe erger word die gat. Alles het deesdae 'n rak leeftyd. Het jy agtergekom, ons gooi ons oë weg. En ons doeke. Kontaklense, doeke, enigiets word weggegooi, maar hierdie een kledingstuk probeer ons aan vashou. En die Here sê, jy kan probeer lap soveel soos wat jy wil, dit gaan nie werk nie. En dan kom hy by die tweede beeld uit. Jy gooi ook nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. Waarvan praat die Here? Daai tyd het hulle wynsakke gemaak van skaapvelle. En direk na oestyd, as die nuwe wyn gepars word, was dit in daai sakke gegooi, want dit was deel van die gistingproses. Die nuwe wyn, wat eintlik nog na niks geproe het nie, het eers in die skaapvelsakke gefermenteer, tot gisting gekom. En dit was 'n groot storie gewees. Daai sak was brandnuut gewees as die wyn inkom, en soos die wyn in daai sak is, en die gisting vind plaas, so vorm hierdie twee mekaar. 'n velsak kom net een keer gebruik word. Want deur daardie jaar het die wyn eintlik daardie sak bros gemaak. As jy die wyn gebruik het en jy daai sak probeer spaar vir 'n volgende jaar en jy het nuwe wyn in daai sak gegooi, binne 'n dag het jy jou wyn gemors, jy het dit uitgeloop want die sak het gebars. En nou kom die Here en hy sê, jy lap nie 'n ou stuk ding nie. En jy gooi ook nie nuwe wyn in 'n ou sak nie. Wie sê dit? Die Here wat die bruidegom is. Die Here wat die gasheer by die feesmaal is. Die Here wat hierdie wyn voortsit, terwyl ander ouens langs die muur staan en vas. Maar hy is nie net die bruidegom nie. Dadelik kom jy 'n tweede ding agter. Hy is ook die wyn. Hy is die nuwe wyn. Hierdie man, wat het kon regkry om wyn te skep uit gewone drinkwater uit op 'n bruilof in Kana. Hierdie man wat wyn gemaak het, soos wat die Vader die aarde en die wingerdstok op die 3de dag geskaap het, net omdat hy God is. Hy is nie net die bruidegom nie. Hy is nie net die gasheer nie. Hy is die wyn. Want kry jy te doen met die beeld van wyn in die Bybel, het jy altyd te doen met 'n beeld van 'n nuwe begin. Nuwe wyn beteken die proses het so pas begin. Daar moet nog gisting kom. Daar moet nog vordering kom. Daar moet nog beterskap kom. Hoe beter en hoe langer die wyn staan in daai sak, hoe beter word dit. So kom die gasheer die dag. En hy sê, jy gooi nie hierdie nuwe wyn in ou sakke nie. Jy sien, hy is die nuwe lewe. Hy is die nuwe begin. Hy is verandering. Hy is die nuwe ritme. En kom ek sê vanaand vir jou, soos wat dit baie keer moeilik is vir ons, verandering is nie altyd maklik vir enige iemand nie. Verandering is nie altyd iets om te vier vir mense nie. En die fariseërs en die skrifgeleerdes wou nie hierdie verandering aanvaar nie. Die fariseërs en die skrifgeleerdes was die ou wynsakke wat gesê het, ek stel nie belang nie. Met die fariseërs en die skrifgeleerdes het die ou wynsakke gebots met die nuwe wyn. En was sy verandering vir hulle so onaanvaarbaar dat hulle hom op die einde gekruisig het. Weet jy wat? Ons hou mos van dit wat ons ken en dit waarin ons gewoond is. En selfs ons lief hê is baie keer net gewoond wees aan mekaar. Is dit nie?
Jy dink jy is lief vir iets of iemand, maar eintlik is jy maar net gewoond aan hom of haar, of dit. Maar dis die probleem. Ons aanbid 'n Here wat nie gewoon is nie. En ons aanbid 'n Here wat jy nie maar net aangewoond aan kan raak nie. Hierdie Here het gedurig 'n nuwe uitdaging, 'n nuwe ritme. Die ritme van 2019 sal van hom afkom. Die geleentheid, die uitdagings, die krag om daardeur te gaan, die vrede in my binneste, ongeag my omstandighede. Dit sal die nuwe wyn wees, die nuwe oesjaar. Maar dit laat my wonder oor myself. Want die nuwe wyn soek stoorplek. En jy bære nie nuwe wyn in ou gebarste sakke nie. Dis 'n wonderlike beeld vanaand hierdie. En 'n mens besef uiteindelik die opgewondenheid oor 'n nuwe jaar, dit gaan oor meer as uitdagings wat wag en geleenthede wat op pad is. Dit gaan oor nuwe kansse wat ons Here oor ons pad gaan bring. En hierdie nuwe wyn moet sigbaar word in ons lewens. Moet sigbaar wees wanneer jy praat, wanneer jy dink, wanneer jy deel, wanneer jy doen. En eintlik is die vraag, is ek en jy bereid om te waag buite dit wat vir ons gemaklik en bekend is? Is ek en jy bereid om te waag buite ou bekende ritmes? Eintlik wat ek vir jou wil vra, hoe gereed is jy vir groei en verandering in jou lewe? Kan jy nog verander? Is jy nog in staat? Of is jy soos daai wynsak wat klaar gerek het en nou maar so bly? Jesus het gekom om ons lewens te verander. Jesus het gekom om ons as mense te verander. En daarom sê hy, jy dra nie ou gelapte goed nie. En 'n uitgediende wynsak kan die nuwe wyn nie bevat of omvat of akkommodeer nie. En eintlik wat die Here wil hê is dat ek en jy al hoe meer soos hy sal lyk, sal optree, sal doen. Dis wat 2 Korintiërs 5 ook sê, die ou is verby, die nuwe het gekom. Die Here het ons met God versoen en ons moet daai versoening ook uitdeel, ook aan ander mense toevertrou. Die nuwe wyn wil in ons skaaf inwerk. En ek en jy weet, ons het veranderinge nodig in ons verhoudings met ander. Hoeveel keer in hierdie jaar het jy nie al gedink, sjoe, ek het hierdie mens op sy of haar baie getakseer, en eers toe ek hom of haar beter leer ken, het ek agtergekom hoe kosbaar hulle is nie. Die nuwe wyn wil hê dat ons anders moet dink, anders moet leef, dalk minder vinnig oordeel, dalk minder agterdogtig wees, dalk minder vernyn as ek praat, dalk minder negatief as ek dink. En natuurlik is daar 'n keuse. 'n Nuwe jaar kom op ons af, maar jy het 'n keuse. Gaan ek saam? Of klou ek vas? Gaan ek maar poog om hierdie nuwe wyn in hierdie ou sak te akkommodeer tot die barsies te erg is en alles uitloop en in die grond wegsypel? Jy sien, ou wynsakke is gemaklike wynsakke. Dis is 'n paar ou uitgetrapte skoene waarvan die sole deur is, maar oeg,
dit loop so lekker. En ons is gewoond aan hierdie wynsakke en ons voel veilig met hierdie wynsakke. Maar sal ek die nuwe wyn kan akkommodeer? Sal 'n ou wynsak die nuwe wyn kan akkommodeer? Hoeveel keer sleep ons nie maar goed die nuwe jaar in, soos ou gewoontes, afbrekende goed wat ons eintlik moes los nie. Hoeveel keer dink ek nie, ek moes hierdie jaar dalk uitgereik het, ingeskakel het, nader getrek het. Die Here praat vanaand met ons. Die nuwe wyn is hier. En dis wyn in wording, wyn aan vorm, lewend, dinamies, besig om te verbeter na die beste toe. Is ek en jy daar? Hoor ons wat hy sê? Vier ons saam fees. En ken ek en jy die ritme van die toekomsmusiek?